Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 17de Maart 2026. O Heilige Gees, dankie dat U ons omring. Dankie dat U binne ons is. Dis te hoog vir ons begrip, Here. Here, ons kan maar net voor ons sien. Ons het nie die vermoë om die onsigbare te sien nie. Maar Here, ons weet U is by ons. Ons ervaar dit deur ons hele lewe lank. Dat U 'n alomteenwoordige God is. Dankie vir die Gees wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat U deur die Gees by almal kan wees op hierdie aarde. Here, U die Melkwegstelsel gemaak. U het al die galaksies gemaak met die biljoene en biljoene en biljoene planete en sterre. O Heilige Vader, vir U om oral te wees, is miskien vir ons as mense onverstaanbaar, onverklaarbaar. Maar vir Here, vir U niks besonders nie. Dis vir U is. U is te groot vir ons, Here. En baie jammer, en ons kom vra nederig of verskoning, dat ons met ons klein piep, klein verstandjies probeer om U uit te sorteer en uit te verklaar. Jammer daar, Here. Jammer vir ons absolute arrogansie. Ons kom buig ons vanoggend voor U neer, in diepe aanbidding. Ek sê vir U, Here, ons is lief vir U, o Vader God. God die Seun en God die Heilige Gees, 'n drie-enige God, 3 in 1. Te groot vir ons plat verstande. Niks vir U nie. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons kom nou by 'n interessante ding uit by 1 Timoteus 2, wat ons natuurlik sien, ons dopperbroers en broers eintlik sukkel maar 'n bietjie mee. Hulle wil nou die goed net so letterlik sien. Sien, dis die dilemma wanneer jy met fundamentalisme werk, wat nie na kontekste kyk nie, maar wat sê dit jy net die letter op die woord, dit is wat daar staan. Nou vriende, dan het ek en jy bitter groot probleme in die Bybel. Nou kom sê Paulus hierso, hy sê ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot moet ophef, vry van onmin en twis. Nou ek sê dit is 'n great vers wat hy sê, né? So ons moet nie die beklei nie. Ons moet nie onder mekaar beklei nie. Jy moet jou hande ophef, jy moet daar wees, jy weet dit gaan oor God en oor God alleen. Ons het nie net dispute hier onder mekaar en so aan nie. Dit gaan oor vrede. Dit gaan oor vrede. En dan kom hy by die volgende ding uit. En dis van hier af waar ons moet kontekstueel kyk, vriende. Jy kan nie kontekstueel kyk nie. Ons leef nie in argaïese tye nie. Dis die dilemma met Islam ook. Hy leef in argaïese tye. Ons het aanbeweeg, vriende. Die vrou is nie meer 'n besitting nie. Of net 'n stukkie eiendom en die kinders se eiendom, basies soos die slawe nie. Hulle moet gesien en nie gehoor word nie. Dit is maar daai tyd se patriargale stelsel. Ons leef nie meer in so 'n tyd. So jy kan nou nie gaan en dit wat 2000 jaar terug op hierdie vlak gesê word, net so op vandag van toepassing maak, ja, so maar dit staan in die Bybel. Ek bedoel jy om 2 breinselle ook, né? So dit is altyd vir my hartseer as ek met van hierdie ouens praat en ek kom agter maar dit lyk vir my hulle kan nie lekker dink nie. Hulle kan nie onderskei nie. Hulle het nie die onderskeidingsvermoë om te weet maar jy kan nie hierdie ding net so kyk nie, want hulle is so vrek bang as hulle hier ietsie interpreteer. Dan gaan ons nou 'n ander ding interpreteer en nou nee, kom ons interpreteer niks nie. Ons gaan nou hou dit net soos wat daar staan. Dan het jy probleme, vriende. Dan het jy probleme. Want as jy gaan kyk in die Ou Testament, ek is nou nie meer doodseker presies waar het staan nie, maar daar staan aan die een kant staan daar God het die sensus laat hou. Die ander kant staan op 'n ander stadium staan die duiwel het dit laat doen. Nou dis totaal, so hoe gaan jy dit nie interpreteer nie. Gaan jy sê maar dit is maar dit staan nou maar daar, want die goed is te mekaar, né? So hierdie is absoluut kontekstueel. So ons kan nie die vrou kan jy nie meer so sien soos jy 2000 jaar terug gesien het nie.
Weet jy, daar's mos nou iets fout met jou kop as jy dit so doen. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoom moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of parels of dierklere wees nie, maar goeie werke soos dit vroue betaam met openlik bely hulle God behoort. Nou vriende, dit is in sy konteks, daar is dit fyn, kan jy dit gesê het, ek sê nog steeds in ons kleredrag, wat is die beginsel hier agter wat ons kan sê? Kom ons kyk na die beginsel. Ek dink 'n vrou en 'n man uit die aard van die saak moet kyk na hulle kleredrag. Dit moenie uitlokkend wees nie. Kom ons hou dit net daar. Dit moenie uitlokkend wees nie. Kom ons sê dit moet fatsoenlik wees, né? Kom nie by jou bikini by die kerk aan nie. Jy gaan dit doen nie, né? So dit moet fatsoenlik wees. Dit moet nie uitlokkend wees nie. Kom ons hou dit daar. Ek dink ons verstaan almal wat dit beteken, hè. Nee, so jy kan nie vir haar nou kom sê jy moet jou versiering moenie haarkapsels, goud of parels of dierklere. Dit is mos nonsens, vriende. 'n Vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Nee, vriende, ons is by verby. Ons moet almal in 'n erediens, mans sowel as vrouens, moet ons onderdanig wees in terme aan wie? Aan God. Die stofmannetjie en die stofvroutjie wat daar voor staan moet onderdanig wees aan God, almal, nie net die vrou nie. Die vrou moet so stil en onderdanig wees en haar laat leer. Nee, liewe vriende, die Here het lankal daai middelmuur van skeiding afgehaal. Daar's hoekom vroue predikante is, ouderlinge in dit ja. Ons is nog nie vasgevang in daai jare nie, né? Sy stuur sommer hierdie stuk maar van jou dopperpelle ook. Ek is baie lief vir hulle is goeie mense. Nee, kan ons nie so daar dink nie. Ek laat haar nie toe om onderrig te gee of om oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. So, dis nou presies wat hulle sê. Sy mag nie 'n ouderling wees nie, ook nie 'n diaken nie, en sy mag ook nie op die ou einde 'n dominee wees nie, né? Wat hulle waar kry. Jy kan nie hierdie argaïs goed dat daai tyd daar nou sê, maar dit is nou vandag so nie. Adam is immers nou, dit is nou Paulus se redenasie hier. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dis ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Asof Adam nie verlei is nie, né? Maar sy sal haar redding vind in die moederskap, as sy maar volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie bly. Nou daar is nie meer 'n probleem nie, liewe vriende, as sy haar redding vind in die moederskap, sy volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe. Ons moet almal dit wees. Ons moet almal geloof, liefde, heilige lewe hê en ons moet almal beskeie wees. Dit gaan nie net oor die vrou nie. Dit is 'n universele man-vrou ding. Ons moet almal as mense moet ons volhard in geloof, in liefde en in heilige lewe en moet ons beskeie bly. Kan nie dit net van die vrou van toepassing maak. So hierdie is absolute tyd in die jaar 62-64 voor Christus afgespeel het. Paulus praat met 'n baie spesifieke mense in 'n baie spesifieke konteks en met 'n baie spesifieke beeld van hoe 'n vrou moet wees, waar sy hoort en wat haar rol is. Dit pas nie meer in vandag se tyd, liewe vriende. So hierdie ding moet ons kontekstueel sien. As jy dit nie kontekstueel sien nie, ek bedoel, dan weet ek nie, hoor, regtig waar, ek moet nou eerlik vir jou sê, dan weet ek nie. I don't know. Ja, so dit is maar my 5 cent volgend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.